Baie welkom by Gemeente Sonder Grense, hier waar jy maar jou koffie mag mors. Jy is ingeskakel op ons YouTube kanaal. En vandag is ons tema, is dit jou examencaps? Het jy al ooit eksamen geskryf, en al was jy absoluut oortuig daarvan dat jy gaan paas, het jy dit nogtans nie gemaak nie. Nou, ek wil nou nie die boodskapper wees van slegte nuus nie, maar hierdie eksamen gaan baie jong mense dit weer beleef. Die briljante oukies onder julle gaan dalk 'n onderskeiding misloop. Die van julle wat in my kategorie pas, wel, jy gaan dalk net pluk. Toe ek op skool was, het ek baie belang gestel in hipnose. En iewers het ek gelees dat selfhipnose sal help om my te laat deurkom. En dit beteken, ek moes dikwels op my bed gaan lê en visualiseer hoe ek my vraestel slaag. Nou, ek het tydens eksamen redelik baie tyd op die bed deurgebring. Want jy sien, ek het dit probeer. Maar hier's 'n spoiler. Dit werk nie. Maar sommige reken, ek moes dit net gekombineer het met 'n Bybelversie. As dit mens dit net genoeg herhaal, daai Bybelversie, dan word dit uiteindelik waar, omdat jy dit so vasglo. Nou, jy kan seker raai watter versie dit is. Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Maar wat gebeur as ek dit doen? Ek lees elke dag van my matriekjaar hierdie versie en ek ken hom later dan uit my kop uit. En ek glo dit met my hele hart. En dan kry ek nog steeds nie daardie onderskeiding nie. Wat nou? Ek is seker daar is dinge waarvoor jy al die Here vertrou het. Jy het hom gevra daarvoor, maar dit het nie so gebeur nie. Jy was teleurgesteld in God. Wat was dit? Dink 'n bietjie. Wat is dit wat jy so vas geglo het gaan gebeur en waarvoor jy selfs gebid het en dan het dit nie gebeur nie? Was dit miskien oor jou studies, soos wat ek maar worstelinge oor my studies gehad het? Of was dit jou beroep? Miskien het jy aansoek gedoen vir daardie wonderlike werk en toe kry jy dit nie. Miskien was dit oor 'n huweliksmaat en jy was so absoluut oortuig dat dit die regte persoon is en uiteindelik het daai huwelik net eenvoudig nie gewerk nie. Miskien was dit 'n huwelik waarin jy wel ingegaan het, maar dit het nie uitgewerk en jy het die Here so baie gevra dat hy jou asseblief deur hierdie krisisse sal vat en dat julle huwelik gered sal word. En dit het nie gebeur nie. Miskien is dit jou kinders. Jy weet, kinders verwerp soms hulle ouers. Soms het kinders probleme en jy worstel daarmee saam met hulle en namens hulle en jy probeer alles in jou vermoë en niks wil werk nie. Miskien was dit finansiëel. 'n belegging wat jy gemaak het. En toe verloor jy alles. Jy het gedink jy help iemand om 'n besigheid van die grond af te kry en al jou geld is daarmee heen. Wat het in daardie omstandighede van jou geloof geword? Toe jy daai teleurstellings so intens beleef het. Waar staan jy vandag met jou geloof? Is ons nie dalk teleurgesteld, omdat ons hierdie versie nie behoorlik gelees het nie? Verlede week het ons gesien dat om die Bybel maar net te lees soos wat dit daar staan, nie altyd verantwoordelik is nie. En dis hoekom ons soms dinge verkeerd verstaan. Hierdie einste versie word so baie misbruik dat daar al 'n naam vir hom gegee is. Hulle noem dit die Gym Locker Room Anthem. Kom ons kyk vandag of ons nie verlede week se beginsels kan toepas om die regte betekenis van hierdie versie te kry nie. Verlede week het ons gekyk na dinge soos genre, na taalverskynsels en konteks. Nou kom ons kyk vandag net na 'n paar verskillende tipes konteks, soos wat ons laasweek ook gedoen het. Kom ons begin by die makrokonteks. Wat is die makrokonteks van hierdie spesifieke gedeelte? Nou die makrokonteks, sal julle onthou, dis die konteks van die hele boek. Waar staan hierdie versie in terme van die hele boek? Paulus skryf hierdie boek, hierdie brief uit die tronk uit.
in ongeveer 61 na Christus. Ons lees daarvan in hoofstuk 1 vers 7, waar hy praat van sy gevangenskap, en in vers 14, dat hy in boeye is. Nou, hy skryf die brief met die doel om die gemeente in Filippi te bemoedig, sodat hulle vrede en vreugde kan ervaar. Hy bemoedig hulle deur vir hulle te sê, moenie worry oor my nie, ek weet, ek sit in die tronk, maar weet jy, as ek nie hier was, sou ek nie die keiserlike wag kon bedien met die evangelie nie. En buitendien, dit versterk my medeboeties en sissies in die Here, want nou het hulle ook baie meer vrymoedigheid om die evangelie te verkondig. So, hy skryf vanuit die konteks van swaar kry, lyding en vervolging. Nou kom ons kyk na die mikrokonteks. Die mikrokonteks is die konteks waarin daai een versie staan. Wat staan net voor dit en wat staan net na dit? Kom ons lees Filippense 4, vanaf vers 12 tot 14. Ek weet wat armoede is, en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding, om genoeg te hê om te eet, sowel as om honger te ly. Om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Ek is tot alles in staat deur op wat my krag gee. Nietemin het julle goed gedoen, deur my in my moeilike omstandighede by te staan. In die vorige vers 12, het ons gelees van armoede, van honger en gebrek. In vers 14, net na die versie wat ons behandel vandag, lees ons van moeilike omstandighede. So die onmiddellike konteks wys ons, net soos die makrokonteks, dat dit hier gaan oor moeilike omstandighede van swaar kry, vervolging en versoeking. Maar as ons net een versie terugbeweeg, vers 11, dan lees ons, ek sê dit nie omdat ek gebrek ly nie, want ek het geleer om my in alle omstandighede te behelp. Dit beteken, hy het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. En dan gaan hy voort weer in vers 12, en kom ons lê nou net die klem op 'n paar ander woorde. Ek weet wat armoede is, en ek weet wat oorvloed is. Van alles het ek ondervinding om genoeg te hê, om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê, sowel as om gebrek te ly. Dit gaan dus nie net daaroor dat hy in staat is om moeilike omstandighede te kan hanteer nie, maar ook goeie omstandighede. Met ander woorde, alle goeie en slegte omstandighede. Kom ons gaan na die taalkonteks toe. Nou dis nou wanneer ons onthou, dat hierdie gedeelte oorspronklik in Grieks geskryf is. In ons moderne kultuur word die Griekse woord panta in hierdie konteks dikwels verkeerd geïnterpreteer as 'n blanko cheque vir persoonlike ambisie, soos om te wen in 'n sportbyeenkoms, om goed geld te maak, of om jou beroepsdoelwitte te bereik. Maar die Griekse woord, alle dinge, panta, is nie 'n verwysing na enigiets onder die son nie. Dit is 'n spesifieke verwysing na dit wat in vers 12 tot 14 staan. En dit het ons reeds gesien, beteken om armoede te kan verduur. Honger, nood, vernederende omstandighede. Maar dit beteken ook om oorvloed te kan hanteer. Om rykdom en voorspoed te kan hanteer en al die versoekings wat daarmee saamgaan. Alles, sonder om jou geloof te verloor. En dan natuurlik tevrede te wees. Om in vrede te lewe ongeag jou omstandighede, goed of sleg. En daarom beteken panta nie absoluut enigiets wat ek kan doen of wil doen nie. Dit beteken al hierdie moeilike en veranderende omstandighede van die lewe waarvan hy praat. Die alle dinge wat hy kan doen, verwys daarom eerder na sy vermoë om die ergste van omstandighede te kan verduur, sonder om totaal hoop te verloor. En natuurlik ook, om nie toe te laat dat die beste omstandighede hom mislei en verlei om afvallig te word nie. En dan gaan ons na die kanonieke konteks toe. Wat sê die res van die Bybel oor hierdie onderwerp? Ons moet nie dink dat hierdie hoop beteken dat dinge met ons altyd net goed sal gaan nie. Dis nie wat dit beteken nie. Paulus skryf immers in 2 Korintiërs 1 vers 8, ons wil hê broers, dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asië ondervind het.
Die swaar wat ons moes verduur, het ver bo ons kragte gegaan, sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. En hoe dikwels hoor ons dan nie die bemoedigende woorde, dat die Here sal nie toelaat dat jy bo jou kragte versoek word nie. Hy sal nie vir jou iets gee wat jy nie kan hanteer nie. Dis 'n aanhaling van 1 Korintiërs 10 vers 13. Hoe moet ons dit dan verstaan in lig van hierdie gedeelte wat ons sopas gelees het in 2 Korintiërs 1 vers 8? Miskien moet ons volgende week 'n bietjie aandag gee aan hierdie gedeelte in 1 Korintiërs 10 vers 13. Maar kom ons wees eerlik. Dit voel soms of ons nie meer kan nie. Sommige gee inderdaad op. Die lewe word soms te veel vir ons. Maar wat leer ons nog uit die kanonieke konteks, uit die res van die Bybel, oor hierdie onderwerp? Ons kry 'n hele klomp wonderlike beloftes. In die Nuwe Testament lees ons in 2 Korintiërs 12 vanaf vers 9, dat die Here vir Paulus gesê het, luister, my genade is vir jou genoeg. Hy het 'n doring in die vlees gehad, 'n probleem waarmee hy geworstel het. En sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. En daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontbering, vervolging en moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is ek sterk. Hier kry ons 'n baie belangrike waarheid. My swakheid beteken nie dat ek swak is nie. My swakheid beteken juis dat ek sterk is, want dan is dit die Here wat deur my werk. In Johannes 15 vers 5 sê, ek is die wingerdstok, julle die lote, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Efesiërs 3 vers 16 is 'n gebed. Ek bid dat hy deur sy gees, uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Ook in Kolossense 1 vers 11 sê hy, mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee, om in alle omstandighede geduldig te volhard. Hierdie gedeelte sê nie, dat ons uit alle slegte omstandighede gehaal sal word nie. Hy sê, hy bid vir ons, sodat ons in hierdie slegte omstandighede geduldig sal volhard in die geloof, om aan God vas te hou. Die Ou Testament kom bevestig dit vir ons in Jesaja 41 vers 10. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Hy red ons nie noodwendig uit die situasie uit nie. Ja, soms doen hy dit, maar die meeste van die tyd red hy ons deur daardie situasie te vat, sonder dat ek my geloof versaak. Jesaja 40 vers 29. Hy gee die vermoeides krag. Hy versterk die wat nie meer kan nie. En hoeveel keer het ons nie al op die punt gekom waar ons voel, Here, ek kan nie meer nie. In Psalm 73 vers 26 staan daar, al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. En dan die bekende teksgedeelte, Habakuk 3 vers 19, die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my veilig loop. Dis wat God doen. Filippense 4 vers 13 word gereeld uit konteks gebruik op sporttoerusting en kleredrag, grade plegtigheidskepsies en by besigheidsseminare as 'n motiverende belofte dat God jou altyd sal help om jou persoonlike doelwitte te bereik. Om hierdie versie so te gebruik, maak eintlik van God 'n kosmiese genie vir persoonlike ambisie. En dit is nie Paulus se bedoeling nie. Wat Paulus en die res van die Bybel vir ons leer, is dat jy soms gaan ervaar dat jy nie die krag het nie. En jy gaan dit dikwels as kind van die Here ervaar. Maar jy gaan ook ervaar dat God jou die krag gee om in geloof te volhard. Maar wat as ek nie die uitkoms beleef nie? Wat dan? Jy moet twee dinge onthou. Eerstens,
Jy is in goeie Bybelse geselskap. Die Bybel steek nie die feit dat mense dikwels ervaar dat God hulle in die steek laat weg nie. Die Bybel maak ook nie asof dit 'n skande is as iemand sou voel dat die Here my verlaat het nie. Van die mees getroue Bybelkarakters het hierdie presiese gevoelens gehad. Amper 'n derde van die psalms is liedere van protes en rou. In Psalm 13, vers 1 en 2 roep Dawid uit, How long, Lord? Will you forget me forever? How long will you hide your face from me? Die profeet Elia in 1 Konings 19, nadat hy 'n ernstige bedreiging gekry het so moeg en moedeloos geword dat hy onder 'n bos gaan lê en gebid het om dood te gaan, omdat hy totaal geïsoleer gevoel het. In die oomblik van Jesus se diepste nood, haal hy Psalm 22 aan en roep hy uit, my God, waarom het U my verlaat? Die Bybel erken jou gevoelens. Om uit te roep in frustrasie en twyfel is 'n uitdrukking van eerlike geloof, nie 'n afwesigheid daarvan nie. En dan moet jy die tweede ding onthou. Herdefinieer wat hoop werklik is. In die konteks van Filippense 4 vers 13 skryf Paulus oor wat dit beteken om krag te hê vanuit 'n tronksel. Dikwels verwag ons dat God ons moet help deur ons te bevry. Hy moet net die groot probleem vir ons dadelik wegvat. Maar Bybelse hulp word meer dikwels beskryf as volharding. En dit is die bonatuurlike vermoë om te oorleef in die probleem. Nie om uit die probleem uitgehaal te word nie. Die vroeë kerklike skrywers het gewys dat God se stilte in 'n situasie nie noodwendig sy afwesigheid beteken nie. Soms is die hulp wat God verleen nie 'n eksterne bevryding nie, maar 'n innerlike stil ankering van jou gedagtes en jou gees, sodat die groot probleem jou nie geheel en al breek nie. Dit voel soms vir ons of ons soos 'n klein kindjie wat oor die pad gehardloop het, oor die teerpad gehardloop het en geval het, sy knieë flenters is. Soms gaan jy swak wees. Soms gaan jy moedeloos word. Soms gaan jy selfs moed opgee om te bly lewe. Net soos Paulus. Maar een ding moet jy onthou. Selfs al voel jy so, God is daar. Hy is teenwoordig. Hy is in beheer. Hy werk met 'n plan. En as jy leer om aan hom vas te hou en op hom te vertrou, sal hy die een wees wat saam met jou deur hierdie worsteling wandel. Dis my gebed dat jy in hierdie tyd van groot worsteling die Here se teenwoordigheid sal beleef. En dit is my gebed dat as jy dit nie beleef nie, dat jy dit sal aanhou glo en sal volhard in hierdie geloof totdat hy jou deur hierdie krisis gevat het. Mag die Here jou daarin bystaan. Amen.